Ek praat met jou oor hoe. Hoe soek jy na die Here? Nou, hoe in ons lewe is eintlik baie belangrik, want dis hoe werk ek, hoe geniet ek die lewe, hoe praat ek, ons tegnologie. Ek luister, ons almal kyk na die hoe. Maar weet jy, God het jou gemaak om te soek na hom. Nou, hoe soek jy na die Here? Nommer 1, om te bid. Nommer 2, sy woord, sy bepalings te soek dit wat die Here sê. En hoe meer jy God ken, hoe meer jy sy woord ken, hoe meer jy God ken. En as jy nie soek nie, dan soek jy nou vir moeilikheid. Maar die derde manier om na God te soek, is om te loof en te prys. En mense dink, ag, ons praat maar net somme, maar dit is eintlik baie belangrik. Hoor wat sê Psalm 100, vers 1 tot 4, en ek wil hier vir julle lees. Hy sê, 'n dankpsalm, dis Dawid wat skryf. Hy sê, almal op die aarde juig tot eer van die Here. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom en sing met vreugde. Erken dat die Here goed is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Sy volk, die skape van sy weiveld. Dan sê hy, gaan sy poorte in met dankliedere. Gaan sy hoofsaal met lofsange. Dank die Here, prys sy naam. So as jy vir my vra, hoe kom ek by die Here uit, dan is dit die manier. Jy begin met dankie sê, jy maak die deur op met dankie sê, as jy klop by die Here, as jy bid, as jy woord soek, dan sê jy dankie, en dan prys jy die Here. En wat mooi is, hy sê, gaan sy poorte in met dankliedere, sy hofsaal met lofsange, dan sê hy, dank hom, prys hom. So hy herhaal dit 2 keer, en as die Bybel 2 keer 'n ding sê, is dit belangrik. So ek wil jou vra, hoe soek jy na die Here? Jy begin om vir die Here dankie te sê, en ons, daar is goed waaroor ons nie dankbaar is nie, ek aanvaar dit, moeilikheid, hoe kan jy daaroor dankbaar wees? Maar begin dankie sê vir die klein goedjies, begin dankbaar wees vir die klein dinge, kyk vir dinge in jou lewe waaroor jy kan dankbaar wees, jy begin die Here dankie sê vir die klein goed, dis hoe jy by die Here uitkom, as jy God begin dankie sê, en dan prys jou, Here, U is God, U is ewig, U is heilig, en dan kan ek jou aanmoedig, as jy daar in die bakkie ry, sit die musiek lekker hard, prys die Here, sê dankie, as jy daar alleen is, want onthou jy moet alleen gaan bid, en sê dankie vir die Here, dink goed uit, sê Here, ek dankie, en dan prys ek die Here. My hartseer is, dat mense het groot geword van, dis 'n snaakse ding, dis 'n ding wat ons eintlik nie doen nie, en dis 'n ding wat ons nie belangstel nie, maar jy moet die Here loof, jy moet die Here prys, want, baie belangrik, Psalm 22 vers 4 sê, dat die Here woon waar hy geloof word. Dis waar die Here is. Nou onthou, die Bybel sê, soek en jy sal my vind. Hy sê, soek en ek is naby aan jou, jy sal my vind. Maar ek dink 'n oomblik, as jy God prys, dan kom woon hy. As jy God prys, dan kom hy naby jou. Hy kom na jou toe. So dis amper wil ek sê, jy begin God roep, as jy hom begin loof en prys. God gee aandag as jy hom loof en prys. En raai wat, die duiwel vlug, as jy hom loof en prys. En daar kom situasies, jy weet net nie wat om te doen nie. Jy weet nie wat om te bid nie, jy weet nie wat om te doen nie. Wat jy dan moet doen is, jy prys die Here, want God is goed, sy goedheid is altyd daar. Ek hou van daai liedjie, die Here is net goed, altyd goed. Maak vandag die dag wat jy dit sien dat die Here goed is. Dis hoe jy na God soek. Want wat doen lofprysing? Lofprysing verander my fokus. As ek iets soek, verander dit my fokus. Ek fokus op die Here. En ek wil jou vra om na God te soek. Kom ek bid saam met jou. Here, ek bid vanmôre vir elkeen wat na my luister. Ek bid dat U hulle sal help. Here, hulle sit met goed in hulle lewe. Maar ek bid dat U hulle sal soek en dat U hulle sal help op die regte pad en die regte planne sal sit. Dankie Here vir U genade en U liefde oor ons. In die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.